Dis 'n manneding om te praat oor Jesus Christus en disippels te maak van Jesus Christus. Nou, ek het die voorreg om op dis 'n manneding vandag te praat met iemand wat voorheen al by ons gekuier het. Soos 'n bekende, ons het al voorheen met hom gepraat en ek het die voorreg gehad om hom al op dis 'n manneding te hê en julle het sy storie gehoor en daai storie van hom het soos 'n veldbrand versprei en daai video hardloop nog steeds, maar ons sal hom dalk eendag kan vang. Dames en here, laat my toe om julle voor te stel aan pastoor Louis Skeepers van AGS Imago Dei in Barberton, waar daar groot dinge gebeur en ons gaan nou gesels daaroor. Maar voor dit, Louis, sê hallo. Hi, hallo Daniel, hoe gaan dit? Man, dit gaan goed hier in Barberton. Het is lekker om weer saam te kuier. Wat 'n voorreg om saam met jou weer te kuier op 'n manne ding. Dis lekker om altyd te praat oor die dinge van die manne en die Here. Cool. Dankie Louis. Ja, ons is opgewonde en vanmiddag het Louis hierdie ding heeltemal die mekaar kom krap. Ek het te veel knoppies om te druk want ons het nog 'n gas. So ons het vandag nog 'n gas. So Louis het dit gekompliseer en binne in my gesels met Louis is daar nog 'n persoon ingebring en ons gaan al drie saam gesels oor Jesus Christus want dis hoe belangrik Jesus Christus is. Maar voordat ek verder gaan oor dit, Louis, stel ons asseblief voor aan jou gas. Ja, dis vandag vir my 'n voorreg om vir Hendro Pieters voor te stel aan julle en Hendro werk hier saam met ons in Barberton en Hendro het ook sy eie bediening. Hy gaan julle alles van dit vertel en Hendro het 'n groot saak wat hy afgehandel het na 'n paar jare en hy gaan dit ook vertel. Hy het sy eie boek geskryf en sopas gepubliseer waarvan ons deel kon wees in die publikasie en hy saam met my hier betrokke in Barberton waar die Here eintlik groot dinge doen. So ons vandag gesels oor wat in Barberton gebeur, wat die naweek gaan gebeur en wat die toekoms gaan gebeur. En dan gaan Hendro julle vertel oor sy bediening en die boek wat hy geskryf het. So Hendro, sê vir die mense goeiedag. Hallo julle, dankie Dani en dankie Pastor Louis. Het is 'n groot voorreg om hier te wees. Ek sien baie uit om te gesels oor die dinge van die Here hierso op dis 'n manneding. Daar's hy. En Hendro, baie welkom. Dis 'n voorreg om met jou te praat. En ek wil nou nie die kat uit die mou uitlaat nie. Ek weet Louis het een of twee vrae wat hy jou wil vra wat jy moet ons vertel van. En laat ek nou nie die kat uit die mou uitlaat nie, want daar's baie meer in Hendro as wat julle sommer net so dink en sien. Beloof julle. Kom ons Louis, begin sommer en vat hierdie man onder kruisvuur. Ja, hierdie hele storie het begin in 2019 toe ek en Hendro mekaar leer ken het. En ek op 'n punt in my lewe was wat ek desperaat was en honger was na die Here. Nou, as 'n pastoor is dit vreemd om vir jou te sê, 'n pastoor het behoeftes en ons is mense soos enige normale mense en ons het behoeftes, omstandighede. Was op 'n slegte punt in my lewe gewees en ek het uitgeroep na die Here. Toe sê Here, asseblief stuur vir my man op my lewe wat saam met my pad kan stap vir die gemeente, vir ons dorp, vir myself. En toe stuur die Here Hendro op my pad en ek en Hendro het van 2019 af gebond en gefellowship, maar ek wil hê Hendro moet vir ons die pad vertel en sy omstandighede waar hy vandaan kom. Nou, hy gaan hom sommer voorstel, sy familie, wat hy doen en dan gaan hy vir ons vertel hoe het ons gekom dat ons saamwerk in Barberton. Hendro, ek gee oor vir jou. Ja, so my verhaal is, ek kom hier van Barberton af, ek is hier van laerskool, hoërskool, ou Barbertonner, was hier vir so 15 jaar en hier betrokke geraak by die Volle Evangelie Kerk. 2004 daar rond is ek op bekering gekom. Lieflike pad gestap saam met die Here as 'n jong bekeerling, betrokke geraak by die jeugaksies, jeugkampe. En toe in 2008 toe ervaar ek Februarie die roeping van die Here op my lewe. Psalm 32 vers 8 en 9 die Here het my gegee. En toe raak ek 'n voltydse vrywillige werker en na 18 maande by die kerk, toe ek uit die kerk uit, was besig met my eerste jaar teologie en hier raak ek betrokke by 'n beweging wat genoem word die Hebreëse wortels of die Messiaanse beweging. Dit is terug na die Ou Testament toe en so 6,5 jaar reis in hierdie beweging, verskillende organisasies. Ek het Bybels Hebreëus aangebied vir 5 jaar. Ek het gaan studeer by Universiteit van Johannesburg, passie vir die tale van die Bybel en op die reis 'n hele paar dinge beleef, verskillende mense gesien, die Here verloon, ons ywer, ons passie vir die Here, ons ywer vir sy woord, maar daar was regtig iets wat kort geskiet het en ek kon nie my vinger daarop sit nie.
En hier in 2015 November het ek 'n Damaskusweg belewenis waar die Here my 'n droom gegee het en my oë begin oopmaak het dat ek is besig met 'n valse beweging. Ek is besig met 'n valse lering. En dit was vir my baie traumaties geweest dat ek soveel jare gespandeer het en soveel dinge opgegee het en hier kom wys die Here vir my ek het fundamentele probleme in my oortuigings van waarheid. En 2016 Januarie, toe sê die Here vir my ek moet 'n boek skryf, my getuienis. En so vandag was dit maar 'n soeke vir die Here se aangesig. Wat moet ek skryf? My storie teruggaan en herkou oor my verhaal. En in die proses het die Here my baie dinge geleer en vir my wysheid gegee en insig gegee en vir my gesê Openbaring 2 vers 4, dis sy hart dat ons hom sal behou as ons eerste liefde. En so ja, dis so in 'n netedop en 2019 het ek en Pastor Louis kontak gemaak, ek het my gebel eendag en gevra, kan ek my getuienis kom deel by die gemeente en April oor die tydperk van Pasga kom ons kom bedien, ek en my vrou en lieflike vrou wat ek het en ons het 4 pragtige dogters en hier kom bedien ons en ons deel ons getuienis en ons preek en ons bedien oor die feeste van die Here en die Ou Testament, Israel in die kerk, wet en genade, hoe verstaan ons hierdie dinge, wanneer is ons in die gees, wanneer is ons in die vlees, en ja, vandaag het ons 'n pad begin saamstap en saam begin bid en vir die Here se aangesig, ons het hom gesoek vir Barberton, vir die bediening hier, vir die kerk hier, en ek kan net sê, die Here is so getrou, as ons hom soek met ons hele hart, dan laat hy hom vind deur ons. Ja, amen. Nou, ek moet vir u sê, as jy nou enigstens vra het oor die Sabbat, oor die Pasga, oor die feeste, en dit kan baie kere in gemeentes 'n kontroversie veroorsaak. En ek weet veral vir pastore, wanneer jy met mense sit wat skielik na die Hebrew roots toe neig en skielik wil hulle die Pasga hou, skielik wil hulle die Sabbat navolg en hulle wil Vrydag begin kerk hou en hulle wil die feeste nakom en dan sukkel jy as pastoor baie keer omdat jy nie verstaan nie wat is die bedoeling van die ou se hart nie. En Hendro het deur 'n boek te skryf die antwoorde gegee. Nou, jy moet onthou, ek het in 2019 met Hendro opgelink en hom gevra, kom kuier vir ons. Want ek het dieselfde vraag gehad. En ons het nie altyd die antwoorde nie. Nou, die woord van die Here is nie daarom oor gestry en beklei te word nie. Ons is geliefdes van die Here, ons is lief vir mekaar en ons wil saamwerk in die koninkryk van God. So, Hendro het 'n ervaring gehad met God. Hy het 'n Damaskus ervaring met die Here gehad oor die rigting wat hy ingeslat het. Hendro het skielik radikaal begin word in sy Hebrew roots en in 'n rigting ingeslat. En ek gaan vir hom vra om kort vir ons te vertel die rigting wat hy ingeslaan het tot hy op die punt gekom het waar die Here met hom gewerk het en gesê, ek wil jy moet 'n boek skryf om die mense te vertel, want daar is 'n mooi weg dat ons kan hande vat om die goedes te kan verstaan. Hendro, vertel vir ons daai storie. Ja, so 2009 Augustus het ons begin op hierdie pad. Dit was maar net 'n soeke na meer waarheid, soeke na meer van die Here eintlik. Dis eintlik die hart wat baie mense het. Jy weet, daar's so gesegde wat sê die pad hel toe is geplavei met goeie bedoelinge, goeie intensies. En ongelukkig dit is die waarheid. Dis Spreuke 16 vers 25 was 'n weg wat reg lyk vir 'n mens, maar die einde daarvan is die weë van die dood. En so is 'n lang reis gewees, soos ons dit nou in 'n boekvorm geskryf het, maar ons het begin en ons het lering gekry 29 Augustus oor die feeste van die Here en oor die Sabbat en hoe mense die Sabbat vier. Ons het begin lering kry oor Israel en identiteit en die 2 huise van Israel en dat daar hierdie verlore Israeliete is en hierdie begeerte wat ons het na meer en hierdie liefde vir Israel en die Ou Testament en die vrae wat ons begin vra. Dis eintlik bewys dat ons verlore Israeliete is. En ek sê, ja, dit klink fenomenaal. Dis nie Israel visie nie, ons praat nie van Israel visie, daai beweging nie. Ons praat van charismatiese mense, Pinkstermense, wedergebore mense, mense in die NG Kerk, mense in die verskillende denominasies, wat hierdie dinge geleer word, en ek is op daai pad, glo en vol, ek is 'n Israeliet, ywerig vir die wet, en glo dat die
Die kerk het die wet weggedoen mee, het die wet verwerp, en dis deel van die rede hoekom die kerk is waar hy is vandag. En op hierdie pad van wees 'n Israeliet en 'n verlore stam, en sien ek mense wat ywerig is vir die Here. En hulle is ywerig om hulle gewoontes te verander, en hulle praat van ander name, en hulle gebruik ander Bybelvertalings, en dit voel so meer Bybels as wat ek gehaat het. En op die reis, wonderlike mense ontmoet, wonderlike dinge beleef, 'n paar keer Israel toe gegaan, was daar 'n kritiese probleem. En daai probleem is, dit wat ons begin in die gees, het ons wil eindig in die vlees, sonder dat ons dit besef. En ek dink dis die kraks van misleiding, is daar's niks fout met die feeste van die Here nie. Dis Bybels, dis mooi, dis goed, dit alles wys na Christus toe, dit wys na Yeshua, Jesus, 'n Joodse karakter, hy is die koning van die Jode, hy gaan terugkom as die koning van die Jode, maar in die proses, Galasiërs 3 vers 1, Galasiërs 3 vers 1, Paulus kom en hy sê, o julle dwaase Galasiërs, wie het julle betower, baskaino in die Grieks, wie het dit reg gekry om julle aandag af te trek van Christus af, op iets anders te. Dis die begin en die hart van misleiding. En ja, na 6,5 jaar in die beweging, toe begin ons, dat vriende begin bid vir ons, en een spesifieke vriend het begin vra, hy was in die Hebreë saam met ons, en hy het begin ander kerke besoek, en hy het begin uitreike doen, sending aksies, en hy gaan toe spesifiek na Zimbabwe toe, op een uitreik. Hy het my gesê, hy het daar 'n profeet ontmoet, en die profeet het vir hom 'n sakdoek gegee, en vir hom gesê, hierdie sakdoek was op 'n kind gesit wat dood was, en hy het lewendig geword. Vat hom, hy's 'n gesalfde sakdoek, die Here sal jou wys wat jy met hom moet doen. Hy kom toe terug Suid-Afrika toe, kom toe terug van 'n Bylpark toe, en hy gee hom toe vir my vrou. En op daai tyd, het ek en my vrou 'n bietjie vasgesit. En sy het begin vra, en ek het gedink, waarvan praat sy? Jy weet, het sy nou afvallig geraak in haar verstaan. Sy wil nou nie meer die Hebreë roots ding doen nie. En die begin, eers het ons regtig vasgesit en beklein, gestreng. En toe sien ek eendag, nee, ek dink my vrou kom weer terug na die lig toe. En toe sien ek sy vat die salfolie, sy begin my kantoor salf, en my lesenaar, en my laptop, en ek dink, ja, sussie, jy kan maar salf, jou oë gaan oopgaan. En sy vat toe hierdie sakdoekie en druk hom in my kussingsloop. En ek besef nie, hierso is 'n ding in my kussingsloop, en ek gaan slaap een aand, en hier kry ek 'n droom. Vir jare nie drome gehad nie, ek sal nie 'n droom nie, ek sal dit 'n nagmerrie noem. En na daai droom, glo ek, die dinge begin verander, my oë begin oopgaan, en hier teen einde van Desember 2015, toe die Here my oë opgehad, en dit was vir my 'n skok geweest om te besef, ek was besig met die verkeerde ding. En met al my ywer en my soeke na die Here, was ek besig om soos 'n fariseer te word, wat hard is, en koud is, en krities is, was nie liefde nie, jy fokus op heeltyd dit wat verkeerd is, en dit wat jy moet reg doen, en ja, toe begin hierdie reis terug na die tuin van intimiteit, om weer die Here te ontdek, in gebed en aanbidding. Sure. Vriende, ek wil hê, as u na sy getuienis luister, dat u sal verstaan, Hendro kom nie en skiet iemand af, of praat teen iemand, of vir geloof of iets nie. Hendro het werklik ware ontmoeting met die Here Jesus gehad, en op 'n punt gekom van Damaskus, wat hy hom bekeer het, en ek weet, en ek kan dit vir u sê, Hendro is lief vir die feeste, hy is lief vir die Here, hy is lief vir die Pasga, hy is lief vir die Sabbat, en al die goeders kan hy vier, maar met 'n ander oogpunt. In Christus, in die gees van die Here, in die vryheid, geniet hy dit nou, want hoekom? Hy kyk na 'n ander oogpunt, dis nie meer vleeslik nie, maar dis nou geestelik. So, as jy nou die getuienis luister, moet asseblief nie geafronteerd voel nie, maar ek wil jou challenge, dat as jy enigstens vra het, kry hierdie jong man, Hendro Pieters, sy besonderhede sal later beskikbaar wees, kry hom om te kom gesels met jou, kry hom om in jou gemeente te kom bedien, en te kan hoor wat het die Here met hom gedeel. Want toe hy hierdie boek skryf, toe skryf hy uit ervaring en ondervinding. Nou, Hendro, jy's daarom getroud met kinders, so vertel vir ons gou van jou vrou en jou kinders, dat jy nou nie in die moeilikheid kom, dat jy nou nie iets oor hulle gesê het nie. Ja, so ek het my vroukie ontmoet 2010,
in Maart in Israel, daar by Tel Aviv se lughawe toe ons die bagasie kry en ons saam op dieselfde toer gegaan en daar mekaar ontmoet en van daar af kontak gehou. 2011 November is ons getroud, 'n wonderlike troue gehad en van daar af is ons saam in die bediening. My vrou het voltyds saamgekom in 2013 en ons het 4 pragtige dogters en ons is 'n familiebedieningsspan. En dis eintlik iets wat die Here my gewys het 2016 toe ons bedank het en ons die Here se aangesig soek en net wag op hom. Toe vat die Here ons see toe vir 2 weke en hy sê vir my bediening begin by die huis. En ouerskap is disippelskap. En ja, so ons bedien rond, ons is op pad terug Vrystaat toe. Ons was nou vir 2 jaar hier gewees in die Laagveld en die Here het ons hier toe gestuur om 'n huis van gebed te bou en ons bediening se hart is om die kerk terug te roep na 'n plek van gebed, as 'n huis van gebed, om die kerk voor te berei as die bruid van Christus en dan ook met 'n oog op die eindtyd om te verstaan die uur waarin ons leef. Sure, jy moet verstaan dat toe ek en Hendro connect en oplink, toe het hierdie jong man my geleer wat gebed is. Want toe ek in 'n krisistyd was, het ek gevra, Here help my, Here red my, Here verander my. Ek's 'n pastoor, ek's in 'n gemeente. Dinge gaan moeilik, dinge gaan swaar. Waartoe is ons op pad? Wat wil jy met ons maak? En my konnotasie met Hendro het gemaak dat hy vir my sê, pastoor, daar's net een ding wat werk. Dis vas en gebed. Daar's nie 'n makliker manier nie. Daar's nie 'n kort pad nie. Vas en gebed en hy sal dit vir jou sê, want dit kan hy vir jou verseker doen. Dis dan nou 'n jong man is vir wie ek die grootste eerbied en respek het, is dit vir Hendro wat my baie dinge geleer het van om die Here te soek in vas en gebed. En daar's baie van julle daar buitekant wat kan vas en bid, verseker. Maar ek moes leer om die aangesig van die Here te soek. Nie net te bid nie, nie net kerk te hou, nie net te preek nie. En ons het begin saam bid op donderdagoggende van 5 tot 7. Bid ons saam. Hy sit in Vredefort, ek sit in Barberton en dan WhatsApp call ons, dan begin ons bid vir mekaar en vir die gemeenskap. En toe die Here hom hiernatoe stuur, toe begin ons saam bid op 'n Woensdag by die gemeente. Woensdae is gebedstyd by die kerk en ons implementeer dit voltyds en sê Woensdae van 5 tot 6 begin ons bid vir die kerk, vir die dorp en ons gemeenskap en ons begin 'n gebedsaksie. En vir 5 jaar bid ons vir 'n deurbraak in Barberton. Here gee ons 'n deurbraak in gebed vir ons gemeenskap, vir ons dorp, vir ons kerke. Laat ons saamkom en hy het nou die woord genoem van die huis van gebed. En die Here lê dit op Hendro se hart oor die huis van gebed en ek wil hê dat hy in kort vir jou sal vertel hoe het ons gekom by die huis van gebed en wat is die Here besig om te doen hier in Barberton vir ons as gemeentes, as pastore, as fraternal in ons gemeenskap en in ons dorp. Hendro, vertel ons die storie van die huis van gebed. Ja, so vir 3 jaar al is daar 'n intersessiegroep hierso by die AGS en ek vra toe vir hulle, wat het ons bereik in hierdie 3 jaar? En die vrug van die gebed was, hier is daar huwelik gered en daar's iemand genees van kanker en daar sien ons nuwe mense wat op bekering kom, prys die Here, disippels word gemaak. Maar het ons Barberton se geestelike atmosfeer gevat? Is daar 'n oop hemel? Heers die koninkryk van God oor die hele Barberton? En toe is die antwoord duidelik nee. En hierso in Februarie het ek en my vroukie het ons het 'n getuienis gekyk van Carol Ward, 'n sendeling dame in Uganda, en hoe sy daar gaan bid het, en hoe deur gebed en vas en gebed, daai hele land verander is, oop is vir die evangelie, en die okkult is weggedryf, en al die oorlog wat daar was is verander. En toe ons dit kyk in Februarie, toe sê ek van, ja, ek dink hier's 'n sleutel hierso. En ek deel dit met Pastoor Louis, ek sê van pastoor, hierdie ding het my gestuur. Ons het nog nie dit gedoen as 'n intersessiegroep. Ons het nog nie dit gedoen vir Barberton nie. En ons het toe gesê, ons gaan die intersessiegroep roep, ons gaan dit voor hulle neerlê, ons gaan hulle 'n week kans gee om te kyk na hulle skedules en hulle beplanning. Ons wil vas en bid vir 21 dae as 'n groep saam, maar ons gaan elke een 'n uur per dag vat en ons gaan daai uur bid vir die dorp. En ons gaan nie net bid wat ons op Facebook sien of op YouTube of op die nuus. Ons gaan die skrif lees en die skrif bid. En ons gaan elkeen 'n commit
Ons het gesê, ons maak hier vas van so aard, jy besluit wat jy gaan vas, so elkeen van julle het unieke gezondheidsuitdagings, ons is verskillende ouderdomsgroepe, maar ons wil saam gaan, en ons wil saam staan, en ons wil iets neerlê wat ons iets kos, ons wil dit voel in ons liggaam, en dan wil ons commit om te bid vir 21 dae, soveel ure as moontlik, ons wil 24 uur volmaak, en ons het baie naby gekom om 24 uur om die klok gebed te hê met 'n gebedsrooster, en in hierdie proses sê ek, Here, hierdie is nie volhoubaar nie. Hierdie groepie vir ons dra 'n groot las, en ons het betrokke geraak, die Follies se gebedsgroep het betrokke geraak, en ons het saam hande gevat, en ons twee gemeentes het gebid vir hierdie dorp, en die Here het begin werk. Ons het drome gekry, ons het belewennisse gekry, en die Here sê toe, hierdie klein groepie wat 'n groot las dra, dit moet verander, en ek hoor die woorde 7:24, ek dink, nee maar, dit moet 24/7 wees, maar ek hoor 7:24, en toe ek hierdie woorde hoor, sien ek die 7 goue kandelaar, en ek beleef dadelik die goue kandelaar koppel met die 7 dae van die week, en as ons 'n groepie het, wat elke dag van die week vat, en daar is 168 ure in die week, en een persoon kan 1 uur bid vir die dorp, en daai dag waar die persoon kies om te bid, vas daai persoon, as dit is van 6 tot 6, as dit net ontbyt is, as dit net middagete is, maar hy lê iets op die altaar, hy voel dit in sy liggaam, en hy commit om 'n uur te bid, en daar is skrifte, hy lees daai skrifte, en hy maak dit 'n gebed, en nou is hy soos 'n wagter op die muur, en in die proses, vra ek Here, maar hoe moet ons hierdie ding doen? En Here sê, maar net soos wat Nehemia het gedoen het. Nehemia het in 52 dae die mure herstel en herbou van Jerusalem. En hy het dit gedoen deur elke persoon voor hulle muur gebou. Voor sy huis het hy daai stukkie verantwoordelikheid gevat. So as ons hierdie groot las van 'n klein groepie af sal haal en ons sal 'n klein las hê op 'n groot groep, dit is volhoubaar vir die dorp. En ons het gebid en gesê, Here, ons het daar mense nodig. En ons het hierdie visie bekendgestel aan die dorp se leiers, en die mense het begin inkoop, en die Here het harte verander. So amazing. En toe het ons 'n leiersbyeenkoms gehad, van verskillende gemeentes, swart en wit en kleerling in Indië, en daar was rekonsiliasie. Ons het 'n rekonsiliasie byeenkoms gehad, want die pastoor het gesê, ons kan nie net saamwerk, as daar hierdie krapperigheid is tussen ons nie. Ons het nodig om jammer te sê en reg te maak. En daar was jammer gesê, daar was reg gemaak. En ja, die 18de Mei wat nou kom, môre, het ons 'n byeenkoms in die dorp. Ons het 'n Joel 2 vas en gebed byeenkoms, om as die dorp, as die kerk van die dorp, voor die Here te kom en te sê, Here, vergewe ons, vir al ons sondes. Ons het so lank het ons die regering geblameer, vir die dorp wat agteruit gaan, maar dit is eintlik ons, die kerk se skuld. Ons moet verantwoordelikheid vat, want as weens ons sondes het agteruit gegaan het. En dan gaan ons hierdie dorp toewy aan die Here, met die bloed van Christus wat reinig, vir die grond reinig, gaan ons die druiwesap op die grond uitgiet, en dan gaan ons olie vat, olyfolie, salfolie, en ons gaan die grond salf en toewy, en sodoende glo ons, die Here gaan ons hoor. Joel 2, vers 18 sê, na die gebed, na die vas, na die uitroep, na die skeer van ons harte, sê vers 18, het die Here geywer vir sy land. En ons glo die Here gaan ywer vir Barberton, want hier is 'n mense wat hom aanroep. Ja, is dit nie kosbaar nie. Dit is lekker om die goed te kan hoor. Nou, iemand nou weet, God het begin werk in ons dorp, omdat ons committed was om te vas en bid. En miskien in jou dorp of in jou gemeenskap kan jy dieselfde doen. As jy 'n honger en 'n dors het na die Here en 'n passie het vir jou gemeenskap, hoekom kan jy dit nie doen? Amen. Ek weet nie van hoeveel gemeentes dit doen nie, dat daar 'n 24/7 gebedsaksie is. Skielik het gemeentes ingeskryf, sê, ons vat 'n dag, en ons koop in, en ons boek 'n uur, en ons begin te bid vir ons dorp. So ons weet, dat 24/7 is daar 'n aksie besig, om nou vir ons dorp te bid. Terwyl ons hier sit, is iemand besig om te bid vir ons gemeenskap. En ek moet vir u sê, u het nou my getuienis gehoor van Mosambiek, toe ek met Daniel gepraat het so rukkie terug, wat gebeur het in Mosambiek. Nou dit het gebeur net na ons 21 dae se vas en gebed. En toe ek terugkom na die 2 weke,
toe lyk dit of hier chaos in ons dorp is. Skielik gebeur goeders. Dis oornag het die Here wonders en tekens. Want ek skakel en sê vir Hendro, ek het gemis. Die Here is besig om mense bymekaar te bring. Skielik begin mense in die munisipaliteite, in die winkels, in plekke kom en hulle begin vir mense bid en vir mense hande oplê. Mense kom tot bekering, mense word gedoop. Skielik sê mense, maar ons wil deel word van hierdie groot ding wat gebeur in Barberton. En die Here het vir ons 'n klomp woord gegee oor Barberton. En die Here help ons in Barberton om 'n groot ding vir hom te doen. En ek wil die Here loof en prys, Daniel, wat God hier doen. Jy moet hoor en sien wat die Here in Barberton. Nou jy praat so dan en wan met my, maar ek wil vir jou sê, die Here is besig in Barberton. As die Here in Barberton besig is, kan hy dit in enige ander plek doen. Imagine net as daar manne is en vroue wat sê, ek kies om 'n verskil te maak. Ek kies om die Here te dien. Ek kies en ek het 'n passie vir my dorp. Ek wil 'n verskil maak. Dink net wat kan die Here doen vir ons in ons gemeenskap. So, Daniel, nou ter amper afsluit wil ek nou net sê, hierdie jong man het 'n mooi boek geskryf en ek weet hy wil graag vir die mense vertel van die boek. Nou, u kan hierdie boek bestel, u moet hom kontak en hy gaan sy kontakbesonderhede gee, hy gaan sy e-pos vir jou gee en hy gaan jou vertel van hierdie boek in kort en dan gaan ons afsluit, maar hy moet hy storie vertel, want daai hele storie van hom is saamgevat in hierdie boekvorm. En as jy 'n behoefte het om meer te kan hoor, as jy wil weet van die Hebrew roots en dit wat die Here doen en wat die Here besig was om te doen in sy lewe, bestel die boek. Kontak vir Hendro. Hendro, vertel ons waar kan hulle jou in die hande kry en wat kan hulle doen om hierdie boek te bestel? Ja, baie dankie pastoor. Hierdie is ek dink 'n wonderlike boek. Die titel is Eerste Liefde, 'n reis terug na die tuin van intimiteit. So hy behels my getuienis, hoofsaaklik ons reis vanaf die kerk, deur die kerk in die Hebrew roots, uit die Hebrew roots uit en om sin te maak aan alles. Hoe verstaan ons die Ou Testament? Hoe verstaan ons Israel in die kerk? Vrae wat ons gevra het oor die wet en ek het 'n hele stuk geskryf oor hoe verstaan ons as Christene, as nuwe verbond, geesvervulde kinders van God, hoe verstaan ons die Ou Testament en spesifiek die wet? En ja, so mense kan my kontak, hulle is meer as welkom om my e-pos te stuur by henry@firstloveministries.co.za. Ons gaan kyk om die boek op ons webwerf te sit, dat die boek daar ook bestel kan word in die toekoms. En ja, dan ek sien uit na 'n terugvoer. Mag die boek die hart van mense terugtrek na die Here toe. Dis ons begeerte. Dis hoekom dit eerste liefde genoem word. Die eerste liefde is dat deur hierdie reis mense sal vind dit waarna ons eintlik soek, is 'n dieper verhouding met die Here. Is om die Here te ken intiem. Om ons saam met hom op pad te stap en in sy beeld en in sy gelykenis gevorm te word van heerlikheid tot heerlikheid. So ja, dis so in kort waaroor ons gesels in die boek. Ons praat oor die feeste van die Here, ons praat oor Israel, ons praat oor die Torah, ons praat oor moet ons nie, wat is reg, wat is nie reg nie, en dan waar hou ons die fokus. En waar ons die fokus hou, is wat belangrik is. Nou, dit is nou so lekker, Daniel, om so saam met hierdie jong man te kuier. Joggie, uit 'n ywer vir die Here, en 'n liefde vir die Here, Daniel, wat min jong manne het, en hy's lief vir die woord van die Here, die suiwerheid, die waarheid, hy's committed, hy kan bid, en dis nie om sy kop te vryf om te laat groot voel nie, hy het 'n behoefte om die Here te dien en te vrees, en min jong manne het daai begeerte. So, dit was nou lekker, Daniel, om saam met ou Hendro te kuier vandag, en jy het hom nou leer ken op jou, dis 'n manne ding, so dit is lekker om saam met jou altyd te kuier, Daniel, wat 'n voorreg op hierdie platform, om manne by mekaar te kry en hulle storie te vertel. Ja, ek het toe ek Hendro ontmoet het, verlede jaar iewers het ons by julle kom kuier op Barberton, en dit was 'n dag wat Hendro en jy saam op die verhoog die woord gebring het, en ek het nie gedink ek gaan hom hier op manne ding kry, 'n jaar later met 'n boek nie. So, dit was 'n voorreg vir ons om met jou te gesels, Hendro, en manne, dis 'n manne ding om te praat oor Jesus Christus. Dis 'n manne ding om disippels te maak, en daar sien julle, Hendro se storie gaan oor disippels maak. Louis se storie gaan oor disippels maak en hulle gebedsaksie in Barberton, wat besig is om Barberton om te keer, en ek het in Louis se
geselsie wat ek met hom gehad het hier op Dis 'n Manne ding, het ek gesê as jy wil eiendom koop is Barberton 'n goeie plek want daar's besig om iets te gebeur. Daar gaan groei kom, daar's saad in die grond en ons sê dankie Louis, dankie Henry, dit was 'n voorreg om saam met julle te kan kuier manne. Dis 'n manne ding om van Jesus Christus te praat en disippels te maak. Kom ons groet hom manne. Totsiens. Baie dankie, Shalom. Dankie.